Lukas 14 vers 1 tot 35. En toe hy in die huis van een van die owerstes van die Fariseërs gegaan het om brood te eet op die Sabbat, het hulle hom in die oog gehou, en daar was voor hom 'n man wat die water gehaat het. En Jesus het gespreek en aan die wetgeleerders en Fariseërs gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat te genees? Maar hulle het stil gebly. Toe neem hy hom en maak hom gesond en laat hom gaan. En hy antwoord en sê vir hulle, wie van julle se esel of os sal in die put val, wat dit nie dadelik op die Sabbatdag sal uittrek nie? En hulle kon hom daarop nie antwoord nie. En toe hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan die genooides 'n gelykenis en sê vir hulle, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plek inneem nie, ingeval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man, en dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom wat vir jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoor op, dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat hom vir self verneder, sal verhoog word. En hy sê ook vir die man wat hom genooi het, wanneer jy 'n môre of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jou vergeldig ontvang nie. Maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, krippeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie. Want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. En toe een van die wat saam aan tafel was dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het al almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die verminktes en die krippeles en die blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word, want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. En groot menigtes het saam met hom gegaan, en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broer en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die kostes bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesandskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes.
So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.